Ons moet bepaal of die getalle deelbaar is soos gevra. So dis die getalle wat vir ons hier gegee word. 10, 1512, 4875 en 9818, of het deelbaar is deur elkeen van die getalle wat daar vir ons gegee word. Nou die manier om dit te doen, behalwe om nou letterlik elkeen daar te gaan sit en met 'n sakrekenaar te probeer uitwerk, of nog erger, met lang of kort deling, is om die deelbaarheidsreëls te gebruik. En die deelbaarheidsreëls is 'n stel reëls wat jy kan gebruik vir elkeen van die getalle daarbo. So ons kyk byvoorbeeld na die 2. Die reël wat sê of 'n getal deelbaar is deur 2 is naamlik dat die laaste syfer van daai getal 0, 4, 6 of 8 moet wees. So daarom is 10 deelbaar deur 2, want die laaste syfer is 'n 0. 1512 is ook deelbaar deur 2, want die laaste syfer is 'n 2. 4875 is nie deelbaar deur 2 nie, want die laaste syfer is 'n onewe getal, of is nie 0, 2, 4, 6 of 8 nie, en dieselfde met 9819. Hy laaste syfer is 'n onewe getal, of is nie 0, 2, 4, 6 of 8 nie, so hy is ook nie deelbaar deur 2 nie. Nou vir 3, om deelbaar te wees deur 3, sê die reël dat die som van die syfers moet ook deelbaar wees deur 3. So as ons gaan kyk na die eerste getal, 1 plus 0 is 1, 1 is nie deelbaar deur 3 nie, so daarom is 10 nie deelbaar deur 3 nie. Volgende ene, 1 plus 5 is 6, plus 1 is 7, plus 2 is 9, 9 is deelbaar deur 3, daarom is 1512 deelbaar deur 3. 4 plus 8 is 12, plus 7 is 19, plus 5 is 24, 24 is deelbaar deur 3, so daarom is 4875 deelbaar deur 3. En dan 9 plus 8 is 17, plus 1 is 18, plus 9 is 27, 27 is deelbaar deur 3. Dan gaan ons nou aan en ons kyk na 4. Vir 'n getal om deelbaar te wees deur 4, moet die laaste 2 syfers van die getal deelbaar wees deur 4. En ons kan dadelik sien dat by 10 is daar net 2 syfers, en 10 is nie deelbaar deur 4 nie, so dis reg daar. Hy kan nie deur 4 gedeel word nie. Vir 1512 kyk ons na die laaste 2 syfers, dit is deelbaar deur 4, so 1512 is deelbaar deur 4. 4875, die 75, die laaste 2 syfers is nie deelbaar deur 4 nie, en 19, die laaste 2 syfers van daai getal is ook nie deelbaar deur 4 nie. Dan vir die deelbaarheidsreël vir deelbaar deur 5, sê dit net dat die laaste syfer 'n 0 of 'n 5 moet wees. So 10 is deelbaar deur 5, want die laaste syfer is 'n 0. 1512 is nie deelbaar deur 5 nie, want die laaste syfer is nie 0 of 5 nie. 4875 is wel, want die laaste syfer is 'n 5, en daai is ook nie deelbaar nie, want sy laaste syfer is ook nie 'n 5 nie. En dan gaan ons nou aan na die deelbaarheidsreëls vir 6. Nou vir 'n getal om deelbaar te wees deur 6, moet hy deelbaar wees deur 2 en 3. En dit is baie duidelik dat net daai tweede getal is deelbaar deur 2 en 3. So hy is nie daar nie, hy is nie daar nie, en hy is nie daar. Deelbaar deur 2 en 3 nie. So die enigste van daai 4 getalle wat deelbaar is deur 6 is 1512. Dan deelbaarheidsreëls deur 8. Mag dalk nou 'n bietjie bewerking kos, want hulle sê as 'n getal deelbaar is deur 8, dan is die laaste 3 syfers deelbaar deur 8. Nou in die 10 het ons net 2 syfers, en is duidelik dat 10 nie deelbaar is deur 8 nie, so ons kan hom al klaar elimineer. Maar nou gaan kyk ons na 1512, die laaste 3 syfers is 512, om uit te vind of dit deelbaar is deur 8, gaan ons gebruik maak van kortdeling. So ons gaan sê 8 gaan in 5 in, hy kan nie, 8 gaan in 51 in 6 keer, dan sê ons nou 48, dan bly daar 3 oor, en 8 gaan in, die 3 en 2 is nou 32, so 8 gaan in 32 in 4 keer, so hy is definitief deelbaar deur 8, die laaste 3 syfers, wat beteken 1512 is deelbaar deur 8. Die volgende getal wat ons gaan kyk, is 4875, en ons haal daai ene uit, want ons stel net in die laaste 3 syfers belang, en ons kyk, is hy deelbaar deur 8. Nou 8 gaan homself in 1 keer, en 8 gaan nie in 2, is 75 in nie, want 8 mal 9 is 72, so daar bly nie eens genoeg oor nie, wat sommer vir ons dadelik sê, daai getal is definitief dan nie deelbaar deur 8 nie, maak hom 'n bietjie donkerder so, en dan die laaste getal, 9819, weer eens, ons stel nie belang in die eerste nie, net in die laaste 3 syfers, 8 gaan in homself in 1 keer, en 8 gaan in 19 in nie, so duidelik is dit ook nie deelbaar deur 8 nie. En dan moet ons net gaan kyk, laastens na deelbaarheidsreëls vir 9. En vir 'n getal om deelbaar te wees deur 9, moet die som van
die syfers deelbaar wees deur 9. So in die eerste plek, kyk ons nou na 10, 1 plus 0 is 1, 1 is nie deelbaar deur 9 nie. Volgende getal, 1, 5, 1, 2. 1 plus 5 is 6, 6 plus 1 is 7, plus 2 is 9, en 9 is deelbaar deur homself, of deur 9, so daai getal is deelbaar deur 9, dan 4, 8, 7, 5, 4 plus 8 is 12, plus 7 is 19, plus 5 is 24, maar 24 is nie deelbaar deur 9 nie, en dan laastens, 9 plus 8 is 17, plus 1 is 18, plus 9 is 27, en 27 is deelbaar deur 9. En daarmee het ons dan nou basies al die vrae beantwoord. Ons weet nou, al die regmerkies is waar die spesifieke getal deelbaar is deur een van die getalle bo aan. En ons het dit gedoen deur dood eenvoudig die deelbaarheidsreëls te ken.